Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. François Nel het 'n baie lang titel. Hy is omgewingsgesondheid en veiligheidsbestuurder van Laveld Agrochem. Goeiemôre, baie welkom. Môre, baie dankie. Ja, dis 'n lang storie. Dis 'n lang storie. Ja, 'n storie. ongelooflike lang storie wat moet eintlik niks beteken nie. Wat beteken dit? Wat doen jy? Dawie, ek is verantwoordelik om toe te sien dat al ons fasiliteite aan verskillende wetgewing wat in ons area is voldoen. Ons kyk na departement gesondheid, departement landbou, gesondheid en arbeid. So ek kyk laat die ouens uit die tronk uit bly. Maar daar's allerlei inisiatiewe wat beskikbaar is om seker te maak dat die kliënte en die publiek oor die algemeen bewus is en voldoen aan al hierdie nuwe veilige hantering van agrochemiese produkte. Dis die lang woord. Ja, dis die lang woord. Ja, dit is gewoonlik 'n aspek wat nie genoegsame blootstelling kry nie, maar Laveld het 'n paar jaar terug besluit om baie meer fokus daarop te sit. Ek dink daar's altyd 'n stigma in ons industrie. Ons is 'n baie verantwoordelike industrie oor die algemeen, maar ek dink bewusmaking van die gebruik van hierdie stowwe, die veiligheidsmaatreëls, die persoonlik beskermende oorklere wat jy moet dra indien jy hierdie goed hanteer is vir ons baie belangrik. So deur ons besigheidsbestuurdersnetwerk, deur myself, deur inisiatiewe wat ons op die grond het, probeer ons die publiek en die persone wat hierdie produkte gebruik bewus maak van die gevare van dit en deur lopende kontaksessies deur ons agente ensovoorts dit onder hulle aandag te bring. So is die departement van landbou nou besig om al die mense wat betrokke is hierby te registreer? Is dit ja, dis 'n groot tamaletjie op hierdie stadium. Dit is regulasies wat afgekondig is onder die pestbeheerbeampte regulasies wat vereis dat alle gebruikers van beperkte landbouprodukte, en dit is produkte wat hoogs toksies is vir die mens, die omgewing, moet die ouens pestbeheerbeampte registrasies kry. Die proses is nogal kompliserend. Ja. Ons moet die ouens moet minimum kwalifikasies hê, diploma of graad in landbou. Of hy moet 'n geakkrediteerde kursus doen en moet hy 6 maande onder 'n geregistreerde pestbeheerbeampte opereer voor hy sy registrasie kan kry. En as 'n persoon aan hierdie produk aankoop en hy het die registrasie, die mag ons nie aan hom verkoop nie. So dit gaan meer oor die beheer van die produk op die einde van die dag en om toe te sien dat die produk veilig hanteer en aangewend word. So wat doen Laveld Agrochem om te verseker dat hulle aan die wet voldoen, maar nie net daarin dat hulle die risiko's behoorlik bestuur? Ons het 'n baie intensiewe auditeringsprogram in werking gestel en 'n standaard binne in Laveld Agrochem wat ons deurlopend ons fasiliteite evalueer, hulle risiko's bepaal en dan hierdie risiko's mitigeer. Dis 'n deurlopende ding, ons noem dit volhoubaarheidsauditering. En ons doen dit dwars deur die jaar by ons fasiliteite en soos die wetgewing verander, dan probeer ons die ouens oplei en laat hulle kyk of hulle na hierdie goed kan voldoen. Ek wil net 'n vraag vra wat nou nie ek weet nie seker of jy noodwendig statistiek het nie, maar ek wil net soort van die indikke daaroor kry. So hier's nou 'n klomp wetgewing, 'n klomp nuwe wetgewing, 'n klomp reëls en regulasies en mense noem dit red tape onder andere. So wat is die redes hiervoor? Wat sê die statistiek? Het 'n klomp mense dood gegaan, het daar klomp allerlei nare goeters gebeur? Hoekom is hierdie nuwe wetgewing in plek gestel? Ek dink dit was dis ongelukkig met die regeringspartytjie reaktief in sy benadering. Ja. Laas jaar, ek kan onthou Desember was daar die terbivosvergiftigings wat 'n groot hoeveelheid kinders dood gegaan het. En ek dink nou maar ekskuus dat jy jou rede van, maar dit is dit die rotstories, dit is hy. Ja, maar die rede daarvoor is om met die munisipaliteite in hierdie plekke skoon maak. Dis hy. Dit is nie net dit is die gifstowwe wat die vergiftigings veroorsaak is onwettige goed wat oor die grens ingekom het. En ek dink daar's waar ons baie meer fokus moet sit uit 'n regulatoriese oogpunt uit, is om te kyk waar die goed vandaan kom, want die industrie is baie verantwoordelik in terme van die goed. Die grootste probleme is goed wat van die oor die grens in die land inkom. François Nel, dankie dat jy by ons draai gemaak het. Dis eintlik 'n baie lekker gesprek hier en die goeders wat onwettig in die land kom gaan nog steeds onwettig kom. Maar hoe dit ook al sê, julle doen julle werk, want jy is die omgewingsgesondheids- en veiligheidsbestuurder van Laveld Agrochem. Dankie.